Oefening 1.4 op bladsy 15 verwys na 'n deel van die werk wat ons in graad 10 baie kortliks na gekyk het, maar in graad 11 baie meer aandag aan gegee. En dit is die versoening van krediteure kontrole saldo's met die totaal van die krediteure lys. Nou, die opdrag hier sê vir ons, bereken die korrekte totaal van die krediteure lys op 31 Mei 2018. En hier by die inligting sien jy nou die probleem. Aan die einde van Mei, 31 Mei, is die krediteure kontrolerekening gesaldeer en die krediteure kontrolerekening toon 'n saldo van 33.100. Toe die krediteure lys egter opgetel is, toe is die totaal 38.900. Nou, dit is baie belangrik dat jy sal onthou, die krediteure kontrolerekening is 'n opsomming van alle transaksies wat krediteure raak, die totale van die hulpjoernale, die kontantbetalingsjoernaal soos krediteure terugbetaal, krediteure joernaal soos op skuld by krediteure koop, die krediteure afslagjoernaal soos terugstuur word, oorgeboek na krediteure kontrole om te bepaal wat skuld ons aan krediteure aan die einde van die maand. Maar in die krediteure grootboek word al hierdie transaksies na die individuele krediteure se persoonlike rekening oorgeboek. So as ek aan die einde van 'n maand die saldo's van die individuele krediteure optel om die totaal van die krediteure lys te kry, dan moet hierdie twee bedrae ooreenstem. Dit is 'n interne kontrolemaatreël. Nou hier kan jy sien dit het nie gebeur nie. Inligting sê nou vir ons, inligting 2, 'n ondersoek is gedoen en die volgende foute is in die krediteure grootboek opgetel. Die eerste fout wat gemaak is, goedere ter waarde van 8.500 is aan 'n krediteur teruggestuur. Nou, onmiddellik as ons terugstuur aan 'n krediteur, dan dink ons aan die krediteure afslagjoernaal en ons dink daaraan dat ons hierdie krediteur se rekening moes debiteer. Dis 'n las wat minder word. Nou, ons het R8.500 se goedere het ons teruggestuur. Maar wat gebeur toe die boekhouer dit boekstaaf? Hierdie is reg aangeteken in die betrokke hulpjoernaal, maar as net 5.800 na die krediteur se persoonlike rekening oorgeboek. So waar die krediteur minder gemaak moes word met 8.500, het ons die rekening net minder gemaak met 5.800. So as jy daai verskil vat, 2.700 moes eintlik nog afgetrek gewees het. Nou, in die antwoord het ek begin met die verkeerde totaal wat vir ons gegee is vir die krediteurlys. Dis daai 38.900. En punt nommer A sou ek dan sê, goed, ek het die 8.500 wat ek moes aftrek, nie afgetrek nie, ek het 5.800 afgetrek, so die verskil tussen daai twee, die verskil tussen die 8.500 en die 5.800, dit moet nog afgetrek word. En dit is wat ek hier onder vir jou wys, dit is 2.700 die verskil. So ek het met die 38.900 verkeerde totaal begin. Die fout wat by A gemaak is ek moet nog 2.700 aftrek, want ek het slegs 5.800 afgetrek en ek moes 8.500 afgetrek het. So hierdie is nommer A wat jy daar sien. Kom ons kyk wat sê B vir ons. Kredietaankope van verpakkingsmateriaal vir R900. Dadelik dink ons krediteure joernaal, nee, ons het aangekoop, is na die verkeerde kant van die betrokke krediteur se rekening oorgeboek. So, waar ons by hom gekoop het vir R900 en sy rekening moes meer maak, het ons die rekening verminder met 900. Nou om daai fout reg te stel, sal ek dubbel die R900 moet bytel. Die eerste 900 sal net wees om die fout reg te stel, dan is ons eintlik terug by 0, en nou moet ek eers die korrekte aankope boekstaaf, so dit is daai ekstra 900, so ek moet eintlik R1.800 by B moet ek gaan bytel. Eers die fout reggestel, 900 bygetel, om weer by 0 uit te kom, en toe die korrekte inskrywing gemaak, 900, so 1.800. Kom ons kyk na wat by C gebeur het. C, korting ontvang van 1.200. 'n krediteur het vir ons korting gegee, ons moes dus die rekening minder maak met 1.200. Is weer 'n keer na die verkeerde kant van die rekening oorgeboek. So toe hierdie krediteur vir ons korting gee, toe sê ons maar ons skuld om meer. Selfde as by B, ek sal 2 keer hierdie 1.200 moet aftrek. Die eerste keer net om terug te kom waar ek was, en dan die 1.200 korting, so ek sal aftrek R2.400
en daai is nommer C. So B en C, baie dieselfde gewees as ons daarna kyk. Goed, kom ons kyk na D. Krediteure met debietsaldo's. So wat hier gebeur het is, krediteure koop ook by ons op skuld en hulle skuld vir ons geld. Debietsaldo's van 5200 is na die debiteure grootboek oorgedra. So ons, in plaas van dat ons nou hulle in die krediteure grootboek hou, maar hulle skuld vir ons geld, wil ons in die debiteure grootboek skryf. Daar is egter nagelaat om die nodige inskrywings in die krediteure se persoonlike rekening te doen. Nou as 'n krediteure debietsaldo het en ek wil hom 0 maak, dan moet ek die rekening krediteer. So in die krediteure grootboek sal ek dus 'n kredietinskryfing maak wat dan eintlik hierdie krediteur se rekening vermeerder, en daar sien jy die R5200 wat ek dus bytel, 'n krediteur met 'n debietsaldo. 'n Krediteur met 'n debietsaldo is 0 gemaak, en dit is die inskrywing by punt nommer D, die 5200. Die laaste ene. 'n betaling van 1600 aan 'n krediteur, ons 'n krediteur terugbetaal skuld minder, is korrek in die kontantbetalingsjoernaal aangeteken, maar toe ons dit gaan inskryf in die persoonlike rekening, toe skryf ons 6100, maar dis nog nie die einde van die fout nie. So die bedrag was verkeerd, ons het betaling gemaak, ons moes die krediteur se rekening minder maak, debiteer, ons gaan boek dit as 'n verkeerde 6100 oor en na die verkeerde kant van die krediteur se rekening. Nou hier hou ek daarvan om eers net die fout reg te stel. So dit wil sê, om te sê, goed, die betaling van 1600, wat verkeerd gemaak is, 6100 is in die kredietkant, so ek sal dadelik eers die 6100 weer aftrek, want moes dit al gewees het nie, dan is ek terug by 0, en nou kan ek die 1600 korrek gaan aftrek, so as ek na daai ene kyk, daai 6100 afgetrek, en toe die korrekte 1600, hier het ek dieselfde gedoen, daai is nommer C. Nou as ek nou my sommetjie doen, en ek sê 38900 was die verkeerde totaal, stel reg die 2700 waar ek die by nommer A goedere van 8500 verkeerdelik as 5800 wat teruggestuur is aangeteken het. Stel reg die 1800 waar ek die aankope van 900 verpakkingsmateriaal na die verkeerde kant oorgeboek het. Stel reg die 2400 waar ek ook aan die verkeerde kant die R1200 korting wat ek ontvang het geboekstaaf het. Stel reg die 5200 wat ek vergeet het om die krediteure met debietsaldo's oor te dra, en stel reg die betaling wat eintlik 1600 was, maar wat 6100 aan die kredietkant geboekstaaf is. Ek het hom gedebiteer om by 0 uit te kom en toe die korrekte betaling afgetrek, en nou hoop ons, en kom ons kyk, R33100, 33100, en sien jy 33100 is ook die krediteure kontrolerekening se saldo, en nou stem ons krediteure lys se saldo ooreen met die krediteure kontrole se saldo.